Die boek van Handelinge is die tweede volume van 'n tweeledige werk wat ons Lukas Handelinge noem. Hulle is deur dieselfde skrywer Lukas geskryf, wat die reisende medewerker van Paulus was. Dit is duidelik vanuit die boek se inleiding, waar Lukas sê, ek het my eerste volume, dis die evangelie, geskryf oor al die dinge wat Jesus begin doen en leer het. Hier gee Lukas 'n wenk waaroor hierdie boek van Handelinge gaan. Volume 1 was oor wat Jesus begin het om te doen en geleer het. Volume 2 sal dan gaan oor wat Jesus aanhou doen en leer het, wat lei tot die werklike interessante punt oor die boek se tradisionele, maar nie oorspronklike naam nie. Die Handelinge van die Apostels. Alhoewel verskillende apostels in die meeste van die verhale voorkom, is die enigste enkele karakter wat die hele verhaal verenig van die begin tot aan die einde, Jesus self, wat direk of deur die Gees optree. Dus sou dit meer akkuraat gewees het om die boek die Handelinge van Jesus en die Gees te noem. Die boek se inleiding vertel hoe die opgestane Jesus 40 dae met die disippels deurbring om hulle oor die koninkryk van God te leer. Dit hou verband met die verhaal van die evangelie van Lukas, waar Jesus aanspraak maak dat hy God se koninkryk oor die wêreld gaan vernuwe, en hy begin met Israel. Hy roep Israel dus op om onder God se heerskappy te lewe deur hom te volg. En hy is as koning bekroon toe hy sy lewe opgegee het en die dood deur sy liefde oorwin het. En so begin die boek Handelinge met die opgestane koning Jesus wat sy disippels leer oor die lewe in sy koninkryk. Hy beloof dat die Gees binnekort sal kom en hulle in sy persoonlike teenwoordigheid sal inlaat. En hierdie vervul een van die hoofgoed waarop die Ou-testamentiese profete gehoop het, dat in die messiaanse koninkryk God se teenwoordigheid sy Gees sal kom en huis maak tussen sy mense in 'n nuwe tempel en hulle harte totaal en al sal verander. En so sê Jesus, wanneer dit gebeur, sal die Gees sy disippels bekragtig om sy getuies te wees in Jerusalem, Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Hiervandaan word Jesus uit hulle sig weggeneem in 'n wolk. Dis 'n beeld wat uit hoofstuk 7 van die boek Daniël kom. Dit wys hoe Jesus nou as die seun van die mens op die troon geplaas word en in regverdigheid herstel is na sy lyding en nou deel in God se heerskappy oor die wêreld. En so beloof hy dat hy eendag sal terugkeer. So nou vloei die hooftemas en die ontwerp van die boek van Handelinge vanuit hierdie openingshoofstuk. Dit is 'n verhaal van Jesus wat sy mense deur die Gees lei om uit te gaan in die wêreld in en al die nasies te nooi om onder sy heerskappy te lewe. En so sal die verhaal begin met daardie boodskap wat in Jerusalem versprei. En daarna in die naburige streke van Judea en Samaria, wat vol is van nie-Joodse mense. En van daar af gaan dit uit na al die nasies tot in die uithoeke van die wêreld. Hierdie video gaan net fokus op die eerste helfte van die boek. So begin die Jerusalem gefokuste afdeling met Jesus se volgelinge wat wag tot die Pinksterfees wanneer al die Joodse pelgrims van reg oor die antieke wêreld in die stad was. En die Heilige Gees kom oor die disippels soos 'n groot wind en iets soos vlamme bokant elke persoon se kop verskyn en saam begin hulle die verhale van God se magtige dade aankondig en vertel. En hulle praat in al hierdie tale wat hulle nie voorheen geken het nie, maar al die mense wat daar byeen is, verstaan dit heeltemal. Nou om te kan sien waarop Lukas klem plaas in die storie, is dit uiters belangrik om die Ou-testamentiese oorsprong van al hierdie beelde te volg. Eerstens is die wind en vuur 'n direkte verwysing na die verhale van God se vurige teenwoordigheid wat die tabernakel en die tempel vul. En dit is ook gekoppel aan die profetiese belofte dat God sou kom en deur sy Gees in die nuwe tempel van die messiaanse koninkryk leef. En daarom kom woon God se vurige teenwoordigheid hier in Handelinge, nie in 'n gebou nie, maar in sy mense. Lukas sê dat die nuwe tempel wat deur die profete beloof is, Jesus se nuwe verbondsfamilie is, die mense van Jesus, wat weer gekoppel is aan die tweede ding wat Lukas hier probeer sê. So die profete het beloof dat as God kom om in sy tempel te woon, hy al die stamme van Israel onder die messiaanse koning sal verenig en die goeie nuus van God se heerskappy sal uitgaan en aan al die nasies verkondig word. Lukas beskryf baie spesifiek die groot internasionale verskeidenheid van stamme waaruit al die Israeliete wat by die Pinkster was en wie op Petrus se boodskap gereageer het bestaan.
En so hou die apostels aan om Israeliete op te roep om Jesus as hulle Messias te erken, en derduise van hulle reageer en hulle vorm nuwe gemeenskappe van vrygewigheid en aanbidding en feesviering. Maar nie almal vier fees nie. Van hier af wys Lukas hoe Jesus se nuwe familie vinnig vyhandigheid van Jerusalemse leiers in die gesig moes staar. Met 'n pragtige simmetriese ontwerp vertel Lukas 'n verhaal van 2 tempels. So God se nuwe tempel, die gemeenskap van Jesus se volgelinge, kom elke dag bymekaar in die tempelhowe en van huis tot huis. Nou tussen daardie 2 tekste is 2 verhale van Petrus en die ander apostels wat mense in die tempelhowe gesond maak, net om deur die tempelleiers gearresteer te word. Dit word elke keer gevolg deur 'n toespraak van Petrus wat verklaar dat Jesus die ware koning van Israel is. En in die middel van hierdie stories is 'n verhaal oor Jesus se volgelinge wat eiendom en besittings aan 'n gemeenskaplike fonds skenk om die armes te help. Wat werklik pragtig is, maar dit lyk asof Lukas dit sommer terloops hier noem, tot jy besef dat dit 'n praktyk was wat in die wette van die Torah beskryf word en veronderstel was om deur die tempel en die tempelleiers bestuur te word. So die punt wat Lukas hier maak is duidelik. Die nuwe tempel van Jesus se gemeenskap is besig om die doel te vervul wat God altyd vir die Jerusalem tempel beplan het. Om 'n plek te wees waar hemel en aarde ontmoet, waar mense God se vrygewigheid en genesende teenwoordigheid beleef. En hierdie konflik tussen die 2 tempels se hoogtepunt is in Handelinge hoofstuk 6 en 7. Dis die eerste golf van vervolging. So Jesus se volgelinge hou aan om te vermeerder en meer leiers word benodig. En een van hierdie leiers, Stefanus, is 'n sterk getuie vir Jesus in Jerusalem en uiteindelik word hy gearresteer. Hy word daarvan beskuldig dat hy teen die tempel praat en dit selfs bedreig. En so gee Stefanus 'n lang toespraak wat wys hoe Israel se leiers nog altyd die boodskappers wat God aan hulle gestuur het verwerp het, insluitend Jesus en nou sy disippels. So Jerusalem se leiers is woedend. Hulle vermoor Stefanus en hulle loods 'n golf van vervolging teen Jesus se volgelinge wat die meeste van hulle uit die stad uitdryf. Maar dit het 'n baie onverwagse effek. Lukas wys hoe hierdie tragedie uiteindelik die manier word waarop Jesus se mense nou uitgestuur word na Judea en Samaria. Nou in hierdie afdeling het Lukas 'n diverse klomp stories versamel wat wys hoe die hoofsaaklike Joodse Jerusalem gebaseerde gemeenskap van Jesus 'n multi-etniese internasionale beweging geword het. Eers is dit die missie van Filippus na Samaria. Dit is die land van Israel se gehate vyande en baie van hulle word volgelinge van Jesus. Volgende het ons die bekering van Saulus van Tarsus, later bekend as Paulus. Hy was 'n uitgesproke vyand en vervolger van Jesus se volgelinge, totdat hy persoonlik die opgestane Jesus ontmoet het en toe 'n passievolle volgeling van Jesus geword het. Volgende is die verhaal van Petrus, wat 'n visie van God kry, oor hoe God nie Jode nie as ritueel onrein beskou of onwaardig om by Jesus se familie aan te sluit nie. En so word Petrus deur die Gees in die huis van 'n Romeinse soldaat ingelei, wat vol nie-Joodse mense is, en hulle almal reageer op die goeie nuus oor Jesus. Trouwens, die Gees kom kragtig af op hulle, net soos hy gedoen het aan die Joodse disippels voorheen in hoofstuk 2. Hierdie temas vloei almal saam in die stigting van die kerk in Antiochië, die grootste, mees diverse stad in daardie deel van die Romeinse Ryk. En Lukas vertel ons hoe Barnabas, 'n Joodse leier van die Jerusalem kerk, saam met Paulus gegaan het om hierdie kerkgemeenskap te help lei. En so word dit die eerste groot multi-etniese kerk in die geskiedenis. Dit is waar Jesus se volgelinge vir die eerste keer Christene genoem is, en dis van hier af wat die eerste internasionale sendeling uitgestuur is. En so sien ons hoe Jesus se roeping bewaarheid word, en dit neem ons na die res van Lukas se verhaal. Maar vir nou is dit die eerste helfte van die boek van Handelinge.